Dis die uit die boks rugby podcast. Slegs op Raakvat Rugby. Welkom terug CJ van der Linde, die uit die boks rugby podcast in Afrikaans. 'n man wat daar in Japan afgerig het en lees dit terug in Suid-Afrika. Dit weet van voorry spel en vandag gaan ek spesifiek met hom gesels bietjie oor die voorry, maar voor ons daarmee begin, welkom terug CJ, was bietjie is rukkie vir dit ons laas gesels het. Ja, 'n bietjie lanklaas gesels, maar ja, sien uit altyd lekker om saam met julle te wees. Ja, hoekom ek seker vir gesê het, ek wil graag met jou praat oor spesifiek Zachary Porter en kom ons begin sommer daar. Jy weet, hoe oud is hy? 21 jaar oud, okay, was nou hoofseun by Wynberg. Hy is een van daai ouetjies wat jy weet, hy's amper Sasha van Wyk en KwaZulu met 'n nommer 3 op sy rug, jy weet. Hy's 'n superster, hy's dalk net nie so flashy nie. As jy hoor wat ek sê. Ek wil jou praat, wat beteken dit vir so 'n jong ouetjie om vir die Springbokke uit te draf op so jong ouderdom, veral op daai posisie? Is dit enigstens regverdig teenoor hom? Is dit geloofwaardig? Vertel my 'n bietjie van daai hele experience. Ja, nee, kyk, ek dink dis 'n uitstekende vertoning van hom op 21 al vir die Bokke te kan speel. En ja, hy het in Japan gespeel. Mense sal nou sê dit is 'n kleiner nasie of so, maar toetsrugby bly maar toetsrugby. So nee, ek dink hy verseker, dit is uitstekend van hom om daar en homself te kon geniet het op daai vlak. Hy het goed gespeel, goed van sy taak gekwyt. Obviously nog nie die Wilco of daai ouens se vlak nie, maar dit is verseker 'n ster vir die toekoms en ja, ek dink hy gaan nog baie toetse vir Suid-Afrika speel. Okay, nou, as jy sê hy het goed vertoon, hè? Wat verwag ons van 'n vaskop sit? Kom ons begin daar. Breek dit vir my of in wat hy moet doen. Weet, ons dink hy moet skram, maar is nie net dit nie. Deesdae in Suid-Afrika die Springbokke se setup en alles, is dit bietjie meer as dit. Wat moet hy alles kon doen Saterdag? Kyk, ek dink hoe mense wêreld rugby op die oomblik sien is almal speel meer aanvallende rugby. So ek dink die ou dae in die noordelike halfrond van 'n vaskop moet net skram. Ek dink daai dae is bietjie verby. Dis nie net uit en uit 'n ou moet 'n vaskop moet kan skram nie, omdat meer spanne meer aanvallend speel, moet jy meer beweeglik wees en jy moet meer tackles kan maak en bal kan dra en raks kan hê. So ja, die spel het definitief baie verander. Alright, so kom ons begin met die skramwerk. Dit is natuurlik die ding wat die meeste uitstaan. Die groot ding met 'n vaskop stileer mos 'n paar tricks, né? Soos ek weet hoe om hierdie ou hier daar onder sy borsbeen in te klim en allerlei dinge. Ek sien hy sê na die wedstryd daar niemand het vir 'n paar goed in sy oor gefluister. As jy nou moet sê wat het hy reg gedoen in skramwerk? Ons begin daar en dan daarna vertel jy vir my wat jy dink hy kan leer in skramwerk. Ja, ek dink hy het baie goed van sy taak gekwyt. Hy het goed gehit. Hy het die heat meeste van die tyd gewen. Hy was omdat hy nog jonk is, as 'n ou op die heat gevang word, is dit moeilik omdat jy nog nie al die tricks ken nie om uit te kom. So ek dink wat hy wel goed gedoen het is hy het baie goed gehit. In die skram, hy het bietjie overextend, soos die Engelse sal sê, hy het 'n paar keer wat hy amper grond toe gegaan het of nie sy voete opgevang het nie. So dis maar die klein fynere kunsies wat dan ons sal leer of hoe meer hy op toetsvlak speel, hoe beter sal hy word daar. So maar overall die basiese fasette van skram kan ek maar sê het hy baie goed gedoen. Right. Vertel vir my, wat beteken die heat? Wat is dit? So dis daai eerste stukkie wat jy nou net na die obviously crouch by daai set om so in die ou dae kon 'n ou nou 'n bietjie verder gestoot het, maar in vandag se terme met 'n ou so 15 cm, jy moet net amper asof jy jou voete kan verstel en klein bietjie vorentoe kan gaan na die impak. En ek dink hy het groot slotte en manne agter hom gehad wat hom gehelp het, maar nog steeds op 21 jarige ouderdom dink ek hy het hom baie goed van sy taak gekwyt in daai faset. Alright, en toe praat jy van overextend. Ek het 'n idee wat dit beteken, maar vertel ek vir my. So ja, jy sit amper alles in die heat in. So dan sê jy's deur die 90 met jou bene, kan ek maar sê jou bene is nie 90 grade nie, jy's so 120 grade en sien baie keer die vaskop val op sy maag in 'n skram. So dis gewoonlik wat gebeur daarna. So hy het so 1 of 2 gehad wat hy bietjie overextended. So maar dis maar net is senuwees ook, maar sal ek sê vir ou se eerste toets is moeilik om aan al die goed te dink as dit jou eerste toets is. So maar overall het hy nie sleg gedoen nie. Dink jy ons gaan hom weer sien op hierdie toer teen miskien Italië of Wallis? Wat is die plan dink jy? Ja, ek dink Rassie sal hom verseker weer kans gee. Soos ons maar gesien het deur al sy projekte wat hy doen is, hy gee ouens kans dat hulle 10, 15, 20 toetse kan opbou en daai ondervinding kan kry. So ja, ek dink hy sal verseker weer teen Italië of so speel. Miskien dalk 'n Wallis op die bank wees. So tipe iets. Maar ja, ons sal hom verseker weer sien.
Ek dink wat my opgeval, hy's baie beweeglik, né? En hy's ook uit goeie ball skills, net maar so ek sien net een of twee carries gehad. Ekskuus ek vir Engelse woorde Ja. vanaand. Ja. Ek kan nie almal onthou nie, maar Bal, hy's beweeglik, hy's goed met die bal, hy's vinnig. Hy's waarskynlik die vinnigste vaskop sit wat ek gehoor in Suid-Afrika. Stem jy saam met dit? Ja, mens kan sien dit sy skills levels uit, sy vaardighede. Hy besit dit, hy is baie beweeglik en soos ek in die begin gesê het, ek dink die spel beweeg al hoe meer in daardie rigting. Sodat hulle beweeg al hoe meer weg van die ou tradisionele skop en duik en al daai dinge. Ek dink wêreldrugby beweeg ook daarin en dis hoekom Rassie al hoe meer van hierdie meer beweeglike ouens en jong ouetjies deurbring. Maar dit spyte daarvan het Rassie vir Wilco op die bank gehad en toe Wilco opdruk kom, toe druk hy een van die gewildste drieë wat ek in lang tyd gesien. Almal was baie bly gewees vir hom. Wat is die verskil tussen ouens soos Wilco, baie ervaring, ou kop, groot ou. Ek onthou altyd toe Willem Strauss eers keer vir my sê Wilco het geteken vir die bulle. Toe sê hy toe Wilco in sy kantoor instap te raak het sommer so donker. Hy is 'n groot ou. Maar hy's stadig, nee, hy's stadig maar baie beter skramwerker. Wat is die verskil tussen hom en Zachary? Hoekom sou Rassie daai kombinasie gebruik het, weet Zach om te begin en Wilco op die bank? Ek dink Wilco sal verseker in die volgende paar toetse sal hy begin. Sal hy in die span wees. So dis maar net om hom 'n bietjie speelkans ook te gee dat hy nie heeltemal geroes is as hy teen Frankryk moet begin nie. So dis dalk daai kombinasie 'n onervare ouetjie om hom 'n bietjie ervaring te gee en dan Wilco wat al die ervaring het om die wedstryd klaar te maak met die doel om volgende naweek teen Frankryk te begin. Dink jy hy gaan begin of dink jy Thomas gaan begin? Die laaste ruk het Thomas begin met Wilco op die bank nog steeds. Nou het jy daai hele bil voor hy het vir Gerard Steenkamp, Johan Grobler en vir Wilco. Dink jy Wilco gaan begin of dink jy Thomas gaan nog steeds begin? Dit gaan interessant wees. Ek dink dit gaan baie afhang van hoe die weeromstandighede lyk die naweek teen Frankryk. Frankryk hulle sit baie trots in hulle skramwerk in, so dis verseker 'n plek waar hulle ons sal ook probeer aanval. So ek dink as dit weer 'n natterige wedstryd is soos dit maar meeste van die tyd in die noordelike halfrond is, dink ek Wilco sal begin. As dit droog is en 'n vinnige game is, ja, obviously dan sal Thomas begin. Maar ja, ek dink dit hang als af van die weeromstandighede. Nou kyk, die Springbok het 'n bietjie van 'n curveball gekry toe Jan Hendrik Wessels nou vir 9 weke en toe vir 8 weke geskort is. Dis 'n groot terugslag daai want hy kan hakker en loskop stit speel. En natuurlik ons nommer 1 stit die naweek gaan staan en speel teen Japan. Ek kan nie verstaan hoekom hy teen Japan van alle spanne moes gespeel het nie. Gerard Steenkamp het lanklaas gespeel, gee die oue kans om 'n bietjie sy voete te vind, net weer sy ritme te kry. Nou is Ox nou uit vir die res van die toer. En nou Gerard Steenkamp het ook maar meestal van die bank af begin die laaste al sy toetswedstryde. Hy's deel van daai bil voorry kombinasie soos ek net klaar gesê het. Maar die ding wat my pla is die plaasing wat hulle opgeroep het is Asenati Glabakanya, hy's 'n vaskop. Ja. Dink jy die kans bestaan dat Thomas dalk gaan skuif loskop toe want hy het nie vir my oortuig op loskop in die een keer wat hy daar begin het. Ek weet nie dat hy weet dit was nie, maar dink jy dis 'n goeie skuif? Dalk Asenati dalk begin op vaskop, Thomas op loskop, wat dink jy? Ja, ek dink dalk dit met al die beserings wat ons nou het en Jan Hendrik wat uit is, dink ek Thomas sal weer terug gaan loskop toe. Dit lyk so uit Rassie dink. Ek dink hy sal op die loskop begin. So ja, dis hoekom ek sê ek dink en is noordelike halfrond, so dit is bietjie natter. So miskien as hy nat het en Wilco dan op vaskop met Steenkamp en Thomas op die loskop. Ek dink dis dalk die roete wat Rassie na kyk. Dis maar Asenati was nie eens in die groep gewees nie. Nou kom ja, ek weet nie. Ek dink mense besef nie die impak wat daai beserings en daai skorsing op die Springbok gehad het. Jy weet almal dink altyd Rassie het alles weet 17 skuwe vooruit uitgewerk, maar hierdie is groot terugslag. Jan Hendrik het verloor en al ons spanne wat ons voorsien het hy baie prominente rol gespeel by elke een of op die bank of in die beginspan. Met Ox natuurlik amper 'n sekere keuse teen veral Frankryk en Ierland en nou is dit nie daar nie hy of Jan Hendrik nie. Ek dink Rassie het meer probleme hier as dit ons regtig besef, wat dink jy? Nee, ek stem saam. Ek dink ons diepte word baie diep getoets op die loskop. Mens kan dit terugvat vandat Steven Kitshoff half geretire het of uitgetree het. Dis eintlik maar waar dit begin het. So dit het meer loskoppe, meer speelkans gegee, maar nou het ons nog beserings en skorsings saam met dit. So ja, ons word verseker getoets op die loskopkant, maar dis nie altyd 'n slegte ding nie. Ons is 2 jaar uit van 'n World Cup af. Dis beter dat dit nou gebeur dat 'n ou daai ouens kans kan gee, dat hy kan sien hoe vaar sekere ouens in toetse op toetsvlak onder druk in 'n loskop posisie soos Thomas. Ons het gesien laas
hoe langer hy speel, hoe beter word hy. So dis nie te sê as hy bietjie speelkans op loskop kry, kan hy ons dalk verbaas daarso. Ja, ek weet hom nie so lekker nie. Okay. Die opsies wat ons het is Boan Venter en Gerard Steenekamp. Ons speel teen Frankryk, né? Dit is soos ek en Harry noem dit spotterenderwys the revenge match. Want hulle is nog steeds kwaad vir ons oor wat hulle 2 jaar terug teen ons verloor het. Ek het nou dag 'n interessante ding gehoor, een van die mense wat wie ons gesels, Tim Kokker van X-Chaser sê, die hele seisoen laas jaar was uitgewerk om amper 'n tipe van 'n victory tour te wees, en dis dit nie daar nie, jy weet, hulle het baie hard geval, hulle is baie kwaad vir ons, hulle is baie kwaad vir hulle self. Ek sien Fabio Galtier het sy manne gedwing om Chasing the Sun te kyk, hy het 'n spesiale oorklank in Frans, om weet hierdie Springbokke te kan terugkry, noem dit maar so, en nou kom ons en ons met het Gerard Steenekamp, Boan Venter, Thomas de Tooy. Wat sal jy doen? Dink jy Boan Venter se teen die Frankryk te begin? Dis 'n goeie skuif. Nee, ek dink nie ek sal hom begin nie. Ek dink ek sal vir Steenekamp maar op loskop begin. Ek weet hy het bietjie min wedstrydtyd gehad, maar hy het goed gedoen die naweek toe hy opgekom het. So ek dink ek sal hom begin. En net omdat dit so 'n groot wedstryd is, sal ek vir Thomas op loskop op die bank sit. Net omdat hy ook in die noordelike halfrond gespeel het. Ek weet Boan speel ook in die noordelike halfrond, maar klein bietjie swaarder as Boan dink ek, en ja, dis 'n groot game. Ons weet die Franse is lus vir ons. Net uit ervaring uit, ek het daar afgerig. Dis nie altyd 'n goeie ding vir ons kan goed doen as ons onder druk is of ons wil ander spanne 'n punt bewys, maar die Franse met hulle het bietjie warm koppe. So dis nie altyd 'n goeie ding vir hulle nie. So ek dink as hulle daai revenge ding te veel dryf, kan hulle dalk 50 vat die naweek. O, 50, jy. Alright. Vertel gou ons 'n bietjie waar jy afgerig. Ek weet dit was saam met Jake White op die stadion. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek was by Montpellier vir 2 jaar. So ja, daar aan die suide van Frankryk. Is 'n ander land daai. Hulle laat hy nie sommer welkom voel in die begin nie. So hoe langer hy daar is en jy kan bietjie Frans praat, dan raak hulle bietjie warmer met 'n ou, maar ja, hulle is maar warm koppe daai manne. So kan jy nou Frans, Japanees, Afrikaans en Engels praat? Ek sal sê Frans so klein bietjie so 10% en Japanees so 20%. Daar seker is vingertale wat universeel is, dit maak nie regtig saak nie. Ja, nee, rugby is universeel. Hulle verstaan alles. Alright, kom ons praat gou oor die Springbokke se vertoning afgelope teen Japan. Ek ken natuurlik nie daai Japaneese spelers nie, maar daar's 'n paar groot ouens gewees daar wat oor die 2 meter lank is van die slotte en alles. Het jy van daai spelers geken van jou tyd in Japan? Ja, ek ken meeste van die ouens. Hulle speel elke naweek in die top league. Goeie spelers. Ons toe ek by Canon was, die nommer 14 Kipei Ishida. Hy was een van ons beste spelers. Ek sien die ouens het hom getarget. Jesse het obviously 'n bietjie inligting deurgestuur van die skop game en hoe hy dalk bietjie sukkel onder druk met dit. So mens kon dit duidelik sien in die wedstryd. Maar ja, ek dink Japan rugby hulle is op daai fase waar hulle ook maar moet bou, klomp jong ouetjies, en dan hulle 'n paar ervare ouens soos Michael Leach en daai ouens. So hulle is maar in 'n groei fase, so moeilik vir hulle. Maar soos ons ook gesien het toe hulle in Japan teen Australië gespeel het hulle baie goed gedoen. Toe die wedstryd droog is, dit pas hulle, maar sodra 'n nat wedstryd en daai skop dryf fisiese rugby, hulle is nog nie opgewasse vir dit nie. So mense kon duidelik die verskil sien tussen daai Australië game en die Bok game. Nog 'n ding wat hulle nie hier opgewasse was ons lugspel. Hoekom ek en jy het kompeterende skoppe. Eddie Jones het gesê hulle was heeltemal uit oor lê daar. Hulle het geen idee gehad hoe om dit te hanteer nie. Is dit waar? Is dit regtig so? Hoekom speel hulle nie gebruik hulle die lugskoppe in Japan nie? Ek dink dit is iets wat hulle al hoe meer inbring. Dis nie iets wat natuurlik kom vir hulle nie. Hulle is maar aanvallende nasie. Hulle wil die bal lig gee en hulle wil hardloop. Skoppe vir hulle is meer aanvallende skoppe soos skoppies agterin of skoppe waar jy die bal soos 'n aanvallende cross kick half soos mens kan sê. Hulle is nie met die lugvaardighede is hulle nie baie goed nie omdat hulle nie getoets word selfs van universiteitsvlak af. Dis nie 'n manier hoe hulle speel nie. So die eerste keer wat hulle te doen kry met sulke tipe goed is as hulle top league speel of op toetsvlak. So ja, ons is hulle myle voor met dit want dis elke naweek speel jy daai tipe game. So jy is al so gewoond daaraan. Vir hulle is dit iets niets. Hulle sien dit nie baie nie. Ja, dis interessant. Nou Eddie het natuurlik daar gelyk, hy het al 2 hare wat hy oor het op sy kop uitgetrek daar. Ek seker hy het 'n paar keer die stoom by sy ore uitgekom.
Dink jy hy was teleurgesteld in sy span, want ons het almal gedink miskien 30 of 40 punte wen vir die Springbokke en dit was oor die 50 punte wat hulle mee gewen het. Ja. Ek weet die omstandighede was ongemaklik, die reën is hulle nie gewoond aan nie, maar dink jy Eddie Jones het bereik daar wat hy bereik het, of dink jy hy is teleurgesteld om sy span gewys het Saterdag? Nee, hy sal verseker teleurgesteld wees as 'n ou 60 punte vat op toetsvlak. Is nooit 'n lekker gevoel nie. Maar soos ek weer eens sê, ek dink dit is te doen aan hulle liga, hoe hulle speel. Dis nie gegeer vir rugby op toetsvlak nie. Hulle is net aanvallend uit en uit. Meeste spanne speel net aanvallende rugby. So jy sien nie baie. Miskien 'n span soos Panasonic is die enigste span wat bietjie meer skoppende rugby speel, soos op toetsvlak. So maar meeste van die foreigners speel vir Panasonic. So daar's nie baie van hulle ouens in die nasionale span. So dis maar ek dink dis te doen aan hulle liga. Dis nie hulle kry nie daai blootstelling elke naweek om daai tipe spel te kan speel nie. So dis baie moeilik gevra om ewe skielik op toetsvlak dit sommer net te kan doen. Okay, maar dis 'n interessante vraag daai, want meeste van die Springbokke wat Saterdag gespeel het, of baie van hulle was spelers wat in Japan speel. Hoekom sukkel hulle dan nie met daai tipe spel nie? Jy weet, hulle speel die meeste tyd van die jaar in Japan op 'n sekere manier, so baie aanvallend, minder verdedigend. En dan skielik moet hulle nou in 'n Springbok patroon inpas. Hoekom kry hulle dit dan reg? Hoekom kan die Japaneese dit nie reg kry nie? Kyk, ek dink meeste van die ouens het maar in Suid-Afrika begin, soos Jessie hulle almal het hier gespeel en van 19 af speel jy omtrent daai tipe wedstryd. So vir 5, 6, 7, 8 jaar op hoë vlak speel jy dit. So dis amper soos fietsry. Jy raak maar gewoond daaraan. So as jy weggaan en vir jou klub speel en hulle speel 'n ander manier, dis nie dat jy dit vergeet nie. Jy slot, of soos die Engelse sal sê, jy skakel net baie makliker in weer as jy daai tipe spel moet speel, waar die Japaneese glad nie daai fondasie het nie. Hulle speel nooit so nie, en hulle kry nooit daai blootstelling nie. So dis maar ek dink die twee grootste verskille. Ek het daardie dag gehoor die onaardige bedrag of onwerklike bedrag wat Curtly Arendse verdien het om 4 maande lank in Japan te gaan speel. My mond het oopgehang. Ek kon dit nie glo nie. En ek verstaan nou hoekom almal se kop Japan toe staan. Maar nou wonder ek baie keer, jy weet, is dit regtig om te werk? Vergeet van die geld. Ek praat van speel hulle genoeg rugby, speel hulle die regte tipe rugby. Okay, die kans op besering is te minder, maak hulle loopbane baie langer, hulle verdien baie meer geld. Dit maak soveel sin. Maar gaan dit ons Afrikaanse rugby nie op 'n stadium nie al die kom byt hierso nie? Nee, ek dink soos ons vroeër ook in die gesels gepraat het, ek dink rugby beweeg na 'n meer aanvallende rugby toe. So ek dink die pad nou om jou skill of jou vaardigheidsvlakke te verbeter is in Japan, omdat hulle daai tipe rugby speel. So jy word 18 games in 'n jaar word jy blootgestel aan daai vaardighede, die spel is vinnig. Dis presies die tipe spel wat die toets level nou wil speel. So nee, ek dink dis hoekom meeste van die ouens se koppe maar Japan toe staan. En jy speel minder, ja, die geld is goed, jou lyf rus. So ek dink dis hoekom al die top ouens maar daai kant toe beweeg. Ek het meer as een keer gehoor by iemand dat hulle kondisionering is byvoorbeeld besonder goed. Is dit regtig so? Ek sal nie so seer sê vir die toetsspelers nie, omdat hulle nie die hele jaar by die Japaneese span is. Die ouens wat voltyds daar is, wat 6 maande of 3 maande of 4 maande pre-season het. 'n Voorseisoen, ja, daar stem ek saam, want jy word gekondisioneer om te kan hardloop. So omdat hulle aanvallende rugby speel. So in daai opsig sal ek sê ja, hulle kondisionering is baie goed, maar die toetsvlak ouens is nie daar in daai tyd nie. So hulle kry nie daai blootstelling aan daai tipe fiksheid nie, maar ja, hulle speel net meer rugby, so hulle is eintlik maar fiks. So hulle nie daai kondisionering nodig nie. Kyk, ou soos Jessie Kriel, hy lyk soos 'n masjien, hy lyk soos Terminator, jy weet. Hy het die toekoms uitgekom het om ons te kom waarsku teen een van der bose AI wil Ja, of ietsie. hy's 'n masjien, hy man. Yes, hy kom ook natuurlik uit jou span in Cairn Eagles uit. Maar kom ons praat oor die Springbokke. Vir my ding wat my die meeste opgeval het, Andre Esterhuizen, nommer 20 en Kwagga Smit nommer 21. Dis die eerste ding. Rassie het hy sê hy het duidelik die boodskap gestuur, hier is nie 'n 5-3 bank nie. Nee. Dis 'n 4-2-2 bank. Jy weet 4 voorspelers, 2 hybrids en 2 agterspelers. Ja. Kom ons praat, dink jy daai eksperiment was 'n sukses? Dink jy Andre Esterhuizen op 6 nogal ook kan flank? Dink jy dit het gewerk? Ja, ek dink hy daai rol doen hy baie goed. Ons weet dis nou teen Japan. Mens weet nie teen Frankryk of as hy nou groter manne teen hom het nie, maar soos ek sê, sy fisiese spel
hoe hy die bal dra. Hy kom altyd oor die voordeel en hy maak 4, 5, 6 meter, al hardloop hy teen voorspelers. So nee, ek dink daai eksperiment is verseker baie waardevol. Hy's bietjie fikser as die normale voorspeler ook, so jy kan sien hy sal sommer 3, 4 keer die bal dra in 'n sequence of in 'n paar fases. So ek dink nee, daai is briljant van Rassie om dit op te getel het en soos ons sê Suid-Afrikaners, ons is gelukkig om agterspelers te hê wat 120 kilos weeg, so hulle kan albei kante speel. Ander lande het nie daai luxury soos die Engelse sal sê nie. Wat my interessant was, Damian de Lende en Jesse Kroon op die veld gebly. En Ja. ek het meer as een keer opgelet dat Andre ook in die agterlyn was. Nou 'n paar mense het my gesê ek moet asseblief tog nou net oplet want hy het een turnover gehad in 'n loskram. Ja. Punt wat ek probeer maak het, hy was nie by al die voorspelers vaste fasette betrokke nie of selfs losspel nie. Hy het baie keer in die agterlyn gaan staan dat jy ekstra agterspeler het. Is dit deel van die plan dink jy? So ek dink met Tony se setup hoe hy die ouens laat speel, is dit verseker deel van die plan. So hy's gemaklik om in die wye kanale en die losverspelers is gewoonlik in die wye kanale ook in sy tipe spelpatroon. So dis hoekom ek sê mense kan sien daar baie denke ingegaan in om daai tipe spel met hom te kan doen, voor en agter te kan speel. Want nou raak hy die bal as 'n voorspeler meer as hy moet dra en as hy die bal weier gaan is hy daar ook. Dan is hy op beweeg soos 'n back. En hy's so vinnig, hy's 'n agterspeler, ja. Ja. Hy het my nou gesê dat ek het daaroor gedink daai wedstryd teen All Blacks en Wellington, daai 1-3, daai laaste een, daai een wat hy die bal opgetel het en nou lang aangegee, dink dat Jason Colby toe. Ja. Toe hy by daai loskram gearriveer het, né, was hy voorspeler of agterspeler? Jy weet. Ja, mens weet nie. Dis ek wil Ja. sê, so in die spelpatroon. Dis hoekom dit so goed is om so tipe ou in jou span te hê. So wat is die idee nou daar agter? Jy het gewoonlik net 7 agterspelers. Nou het jy 8. Jy weet, dit beteken seker dat jy 'n maklikere man oor as ek reg is. Ja, ek dink net so omdat sy vaardigheidsvlak so hoog is, hy kan albei kante soos voorspeler en agterspeler speel. Kyk die aangee wat hy gegee het vir Cheslin. Nie enige voorspeler. Daar is dalk voorspelers wat dit kan doen, maar nie enige ou kan dit doen nie. So dis hoe jy kan intap in daai skill van 'n voorspeler en 'n agterspeler. Jy kan sy gewig gebruik by die voorspelers, by die mol. Hy kan goed verdedig en dan as jy sy vaardighede nodig het, soos vir 'n back daai passe of offloads en goeters, dan het jy dit so. Ja, dis maar waar daai hybrid ding inkom, is dit werk baie goed vir ons. Okay, ander man wat in Japan speel is Jason Colby. Hy was op 15 gewees hierdie naweek. Dis nie 'n ongewone posisie veral by die Stormers het baie op 15 gespeel. Ja. Hierdie is nat omstandighede, dit is nie ideaal weet om 'n ou soos hy met sy spoed te kan uitstal alles, maar hoe het jy gedink? Hoe dink jy is dit vir ons opsie op 15 vorentoe of was dit net om uit te help omdat Damian Willemse beseer is? Ja, ek dink Damian is nog, vir my is hy nog ons eerste keuse 15. Maar dis goed om Cheslin ook daar te hê. Ek dink veral spanne wat baie skop, kan jy dalk meer teenaanval geleenthede kry en 'n ou wil die bal in sy hande hê. So spanne sal dalk 2 keer dink om nou te skop omdat hy klaar daar agter is. So nee, verseker, ek dink dit het 'n voordeel dat hy daar speel, maar en ek dink hy het lanklaas daar gespeel, so mens kon sien in die begin hy was nie gerus nie, maar dis nie soos hy op vleuel was nie, maar ek dink die 80 minute wat hy gespeel het is goed. Goeie voorbereiding as hulle hom weer die naweek teen Frankryk wil kies. Ja, ek dink hy vergeet wat sy goeie skopvoete het in hom, nou. Hy's nie Ja. 'n hardlopende heel agter as 'n heel agter moet speel. Hy kan skop. Hy weet waar om te skop. Hy's slim. Hy het 'n hele arsenaal vol skills nou maar, hè. Dis dit nie. Ja. Nee, kyk, hy man kan enigiets doen. Hy kan tot by die lyn staan en ingooi. So Ja. nee, hy kan verseker alles. Ja, en by die scrums, jy vergeet altyd hy gooi Ja. die scrums ook in. Ja. Ek sê hy kan jou sidestep in 'n telefoonhokkie. net so. So. Right, ander man wat natuurlik nou 'n bietjie in Japan gespeel het, nou is dit nou so vlugte na hom verwys, Kurtley Arendse, die butcher. En kyk as hy ooit ou is, 'n bietjie bekommerd was dalk oor sy plek na sy besering, het hy nog 'n plek daar, Chesens daar, Ethan Hooker speel besonder goed. Ja. Kyk, en nou wonder ou, het ek nog my plek? Ek moet myself bewys en Kurtley Arendse het homself meer as bewys hierdie naweek, né? Hy's nou 23-3, hy's 1 agter JP Peterson. 28 toetse, 23-3 en dit wil gedoen word. Ja nee, kyk, hy's 'n juweel van 'n speler en ek dink dit is waar Rassie ook krediet moet kry vir hoe hy die ouens honger hou om in die span te kom. So dis nie, ek dink as 'n ou terugdink deur die eras, daar was altyd, mense het altyd gedink daar's net 1 of 2 ouens wat daai posisie kan speel en jy het al vermaklik geraak in daai posisie. Waar hy nou 4, 5, 6 manne het wat op enige dag
daar kan speel. So dit hou die ouens honger. Jy's nooit 100% verseker van jy's die nommer 1 keuse nie. So en mens kan dit duidelik sien elke keer as 'n Kurtley of enigiemand Ethan enigiemand 'n kans kry, dan speel hy uit sy skoene uit want hy weet nie of die volgende keer hy weer die kans gaan kry nie. Dis ongelooflik. Ek moet sê, kom ons praat, jy's nou voor hy man, maar jy was ook 'n verdedigingsagter, so jy's nou as 'n stit, is jy nou obviously 'n kenner op losskakelspel. So wat jy gedink van Sasha Feinberg en Komezulu se vertoning? Nee, kyk, die mannetjie speel uitstekende rugby. Ek dink sy confidence is baie hoog op die oomblik en mens kan duidelik sien hulle gee hom die vryheid om foute te maak. Hy speel 100%. So dit doen baie goed vir hom op die oomblik. Die vraag is mos maar altyd of kan hy daai wat noem mense dit as hy moenie na sy kop toe gaan nie of kan hy sy voete op die grond hou. Maar ek dink tussen Rassie en Tony en daai manne hy het goeie mentors wat hom verseker op die grond sal hou. So ek dink hy het 'n blink toekoms voor hom, maar ek dink die All Blacks is bang as hulle hom sien speel want hulle weet hy's amper soos 'n kater tipe speler van daai tyd. Hy besit daai potensiaal om wedstryde oop te ruk en goed te doen. Kyk, as Eddie Jones die dag jou lof besing, né? En Eddie Jones het omtrent sy lof besing na dat toe. So hy het uitstekende voete, hy het 'n goeie ven, jy weet wat hy afstamp wat hy het. Goeie voetwerk, hy kan 'n gaping vat wat niemand anders sien. Ek moet eerlikwaar sê, wat me opvallend was met die perskonferensie, eers wat Rassie gesê, hy wil nie nou oor Sasha praat, hy wil eers oor die span praat, né? Ja. Jy weet, en Sasha natuurlik daar so 'n bietjie vir Rassie gejok oor sy besering. Ek dink daar kan ook 'n bietjie van 'n ego probleem ontwikkel hierso, of as daar nie reeds klaar een is nie. Is dit regtig 'n wesenlike probleem? Nee, dis hoekom ek sê dis ook die eerste ding wat in my kop ingekom het. So ek ken Rassie. Dis die eerste ding wat hy sal om uit die span uit los hom oor. As die mannetjie dink sy's seker raak te groot vir sy skoene. Ja, dis hoekom ek sê Rassie het daai vermoë om 'n ou bietjie in die bek te ruk en ons het al gesien op baie Chasing the Sun klein details van hoe hy dit doen. Maar dis wat hom 'n goeie coach maak. Hy het maar daai vermoë net om die beste uit ouens uit te kry. Okay, nou interessant genoeg toe Manie Lubbock opkom, het die Bokke 5-3 gedruk. Nee, Manie, jy weet almal het altyd baie te sê oor Manie, maar ek dink Manie het regtig 'n stappie opgeneem die laaste druk. Ek weet nie of ek regtig my vinger op kan sit nie, maar hy het my beïndruk. Wat was jou indrukke van sy spel gewees? Nee, verseker, dis hoekom ek sê daai kompetisie wat broei in die span lig die ouens. Jy wil altyd beter doen en jy wil altyd wys jy hoort in die span. So mense kan duidelik sien, ek dink vanaf daai gogga van hom af is van die skop pale toe skop storie. Kan mens sien hy speel baie beter rugby. Hy's nou nie meer sy kop is nou nie meer so gepla oor daai tipe goed nie en hy is ook soos ek met Sasha gesê het, jy kan sien Rassie gele of Tony gele vol vryheid. Hulle kan foute maak. Hulle moet nie terughou nie. Hy wil hê hulle moet enigiets try. As hulle iets sien, moet hulle daai opportunity vat amper. So mense kan dit duidelik sien. Hy het baie gegroei in die laaste 5-6 games. Iemand het vir my gesê, ek het eers gesien, ek het dit seker gemis want ek het nou nie opgelet seker nie, ek weet nie. Weet nie wat gebeur het nie, maar daar was een van Manie se kop uit agteruit gegaan. Seker maar die wind gewees of iets, wat dink jy daar gebeur? Seker maar opposite het hy nie as prins agteruit geskop nie, né? Ja, dis maar seker weer een van daai, dis hoekom ek sê 100%. Hy wil nie net hier uitskop, hy wil kyk hoe ver hy die bal kan. So dis daai 100% challenge soos die Engelse maar sal sê. Jy wil nie net 95% wees nie, jy wil alles amper 100% doen. So ek dink dit was die geval daar. Nou ja, Rassie het nou 'n baie interessante probleem op losskakel, né? Ons speel die naweek teen Frankryk. 2 jaar terug het Manie teen Frankryk gespeel en Andre is ons beste stelskopper. Sasha is aan die brand. Manie is en waarskynlik die beste vorm van sy lewe. Teen Frankryk, dit is nie die beste Frankryk nie, hulle het 'n hele klomp beserings, De Pont speel nie, Ramos gaan nie speel, ek is nie heeltemal seker nie, daar's 'n paar manne wat nie daar is nie. Maar ek dink vir my is hierdie 'n rooi letter toets, weet as een van hulle wat ou omkring het begin van die jaar, hierdie toets die een teen Eden Park teen die All Blacks en natuurlik die toets in Ierland. As jy Rassie was, speel jy dit veilig, kies jy vir Andre? Is jy 'n bietjie avontuurlustig, gooi vir Sasha in of jy so tipe van 'n tussenin Manie wat kan speel en deesdae kan skop ook, wat sê jy gedoen het? Ek dink Rassie sal leer uit die Auckland toets uit, waar ons bietjie konservatief gegaan het en nie die wedstryd gewen het nie. In die naweek daarna het ons daai switch gemaak na die aanvallende rugby toe. So ek dink ons gaan uit en uit daai tipe spel speel.
dit hang alles af weer eens soos ek sê van die weer. Ek weet nie 100% wat die weerstoestand as dit nou 100% kans vir reën is en dit gaan 'n stadige game wees, dan dink ek sal ons dalk daai roete gaan. Maar as dit 'n droë wedstryd is of 50% kans of wat ook al, ek dink ons sal stiek met daai manier hoe ons nou speel op die oomblik. Dis hoekom die spankeuses, ek dink die spankeuses bly bietjie meer dieselfde ook die laaste ruk, omdat ons daai tipe spel nou wil half inrol. So ek dink ons van daai route gaan. Ek dink nie ons gaan teruggaan na 'n skop tipe game of soos daai game in Auckland half gespeel het nie. Ja, het maak my sin, ek bedoel dis winter in Europa. So ek seker dit gaan nat en koud en nie lekker wees nie, maar ek seker Rassie gaan hierdie eintlik ook maar wil wen. Maar nou ja, dis 2 jaar uit soos jy gesê het, 'n paar eksperimente om te doen. Natuurlik die wêreldbeker is in Australië en dit gaan in somer wees, so dit gaan ander omstandighede wees. Ek sou nogal skieurig om te sien. Ek wil jou 'n ander vraag vra. Jy was ook so genoem 'n verdedigingsafrigter. Na halftyd die Japaneese baie meer aan die kortkant toe, die binnekant toe gespeel en hulle het 'n paar keer 'n paar meters gemaak daar. Dink jy ons 'n bietjie van 'n swak plekkie daar? Kyk, omdat ons daar ek afgerig het in Japan, weet ek dit is een van die Japaneese dinge wat hulle in hulle aanvalsmanier is. Hulle glo vas daaraan dit is hoe jy spanne afbreek op verdediging is. Jy moet in die klein kantjie inspeel. Want sodra jy daar meters maak, dan's ouens vul meer na die klein kantjie toe half en dan is dit oop aan die groot kant. So dis verseker 'n taktiek van dis deur al die Japaneese spanne. Dis amper iets wat hulle indrul altyd. So ek sal nie sê dis 'n probleem nie. Dit is moeilik om te verdedig, veral as spanne dit goed doen en hulle het goeie aanvallende vaardighede. Maar ek glo nie dit sal ons byt nie. Ons as Suid-Afrikaners het half die filosofie van okay, jy kan 'n paar meters maak aan die klein kantjie, maar die volgende fase omdat ons so hard van die lyn af kom, maak ons dit eintlik maar weer op. So dis hoekom ek dink dit is 'n baie groot probleem vir ons nie. Hoekom sukkel ons op om 'n bietjie te verdedig teen die binnekant? Jy sê hoekom is goed om aan te val, maar hoekom is want ons is maar mens sal altyd meer nommers half van die oopkant hê, kan ek sê. So ons meeste spanne is maar geneig om half die klein kantjie te gee. Verstaan jy, sal eerder een verdediger minder hê daai kant en hom oorstuur aan die ander kant toe. So dan vat spanne daai opportunity en hulle maak sê maar 5 of 6 meter. Maar soos ek sê, dan daai volgende fase is baie belangrik want dan maak jy eintlik maar die 6 of 7 meter weer op as jy hard van die lyn afkom. Okay, maak sin. Nou interessant ding wat nou gebeur het, Rassie kondig mos gewoonlik Dinsdae as hy span aan. Gister toe hoor ons nee, hy kondig sommer vandag, hy maandag al sy span aankondig. Vanoggend kry hy sy boodskap sê nee, hy kies nou eers Donderdag sy span. Ek dink dit is 'n aanduiding van die moeilikheid wat hy het, né, veral met hy voorry. Wat verwag jy spangewys teen die Franse? Ons praat oor die loskakels, ons praat 'n bietjie oor die voorry. Byvoorbeeld Jesse Kriel, Damien de Allende, is dit Jesse, is dit Kenan Moody? As jy so moet kyk na daai span, wat sou jy gekies het vir hierdie uiters belangrike wedstryd teen die Franse? Ja, kyk, ek dink Rassie speel maar 'n bietjie kop games ook met Fabian. Dis hoekom hy dit doen. Hy weet hoe die Franse se mentaliteit ook is. Hulle berei baie goed voor die laaste ruk, so dis nie soos die Franse van ouds nie. Hulle doen hulle analise. So dis hoekom ek dink die donderdag die spankeuses is. Maar ten opsigte van die span, ek dink ons sal baie dieselfde gaan. Ek is nie 100% seker tussen Jesse en Kane en wie hy gaan kies nie. Die laaste ruk het dit vir my voorgekom asof hy meer vir Kane kans wil gee. So ek dink omdat dit so groot wedstryd is, wil hy dalk sien wat Kane kan doen in so druk situasie. Veral met die oog op 2027 ook. So ek dink dalk Kane kan dalk in die span weer inkom. Amper soos hy al in die rugby champs geëindig het, daai span. Okay, Ox is nou beseer. So op voorry gaan daar obviously veranderinge wees. So ek dink hulle sal gaan maar Steenekamp, Malcolm en ek weet nie hoekom gut feeling is maar hy gaan vir Wilco start. Veral omdat die Franse hulle scrums so like. So ja, ek dink dit's maar andersins dink ek dit sal Sasha op 10. Ek dink dit gaan maar dieselfde tipe span wees. En op die bank? Manu of Andrei? Ja, ek dink hy sal omdat ons nou uit en uit aanvallende rugby speel. So okay, weer eens, ek sal my ding baseer op die weer. As dit 100% kans vir stort reën sal Andrei op die bank wees, want dan gaan jy die wedstryd moet wen met skoppe of sulke tipe dinge, maar as dit nie reën of net bewolk is, dink ek maar nie sal op die bank wees. Nou, die laaste tyd het Rassie baie vir 'n 5-3 bank gegaan.
En die Franse is nog gehou van 'n 6-2 en selfs 'n 7-1. Hulle het 6 nasie gewen met 'n 7-1 en 'n 6-2. Ek dink hulle het net in Engeland verloor as ek reg onthou, onder korreksie. Dink jy die kans is daar dat Rassie dalk meer voorspelers inbring, dalk selfs 2 slot op die bank gaan sit saam met iemand soos Kwagga en dan miskien net 1 of 2 agterspelers? Ek dink nie Rassie sal weer 7-1 gaan of 6. Sy 6-2 sal maar wees. Ek dink Andre Esterhuizen sal weer speelkans kry. Ek dink dis hoekom hulle hom so hard druk op die oomblik om te kyk hoe sal dit werk as hulle so tipe spel moet speel in die World Cup. So ek dink Andre sal weer op die bank wees saam met Kwagga. So 6-2 of ja, mens weet ook nie hoe noem mense dit 4-2-2 of wat. Ja, so kom ons sê die voorry is nou wie ook al is die loskop, die vaskop jaker, né? En dan RG en Kwagga hulle se gegewe, dis 5. Yes, en dan jy ekstra slot inbring en dan vir Andre en sê maar vir Mani. Nee, ek glo nie. Ek dink hulle sal vir Andre dan as hy 'n ander voorspeler maak. So dit is eintlik maar 6-2. En Mani en Grant. Ja. Spoed. Okay. Alright. En ek het ter afsluiting eigenlijk baie interessante ding gelees oor Fabien Galthié se benadering. Ek het nou vir jou gesê, hy het byvoorbeeld die ouens gedwing om Chasing the Sun te kyk wat hy spesiaal in Fransland oorklank het alles, maar hy het ook vir die spelers huiswerk gegee om elkeen van hulle opponente, ek dink in die 6 nasies te gaan navors. En hulle het almal gedog hulle moet kyk hoe speel hy, hoe duik hy, hoeveel weet dra is laai het hy en wat ook al. Sê nie, hy gaan kyk na sy Instagram. Is hy 'n familieman? Kyk na sy Facebook, is hy 'n joller, jy weet. Hy wil hy moet in hulle koppe inklim eerder in meer as oor hulle rugby. Hoekom dink jy is dit belangrik? Hoe werk dit? Ek dink Rassie is besig met al die afrigters se koppe. Dis iets wat hy sal doen. So ek dink baie coaches vul maar net aan by wat hy doen. Hulle sien dit werk. So ek dink hulle try ander maniere om hulle span te stimuleer. So ek dink dis verseker 'n bydrae tot dit. Die Franse hulle hou van hulle sal nie erken hulle hou van Suid-Afrika nie, maar hulle hou van ons maniere. As jy daar bly in Frankryk ook is baie dieselfde as Suid-Afrika, vleis, goeie weer, wyn, suide van Frankryk het see. So ons is baie dieselfde in daai opsig. Maar weer eens dit sal interessant wees om te sien hulle soos ek sê hulle is warm koppe. So ek sal graag wil sien of kan hulle leer daar uit om nie net vir 20 minute soos besetenis te speel, jy kan hulle dit eintlik vir 80 minute doen. Ja. Kyk, Rassie het hulle lekker ontstel met ou David Willemse wat 'n skram geroep het van Amerika of hy mag dit nou nie meer doen nie. Wonder wat se ander plannetjie kan hy uitdink om hulle 'n bietjie warm onder die kraag te maak. Ek is seker van ons sal ietsie interessant sien die naweek. Right, wage voorspelling vir my. Ons weet nou nie wie se spanne nie. Ons weet vir een van die spanne wat gaan speel nie. Dis vroeg in die week. Maar wat dink jy? Dink jy Rassie het hierdie een gemerk as 'n wen of gaan dit okay wees as ons verloor maar ons leer iets daai? Nee, ek dink ons gaan wen. Ek dink die Franse het baie beserings soos ons gesê het. Hulle sterspelers is nie daar nie, so ek dink nie hulle is op hulle volsterkte nie. Ek dink ons is op 'n baie goeie plek op die oomblik en ons speel 'n ander tipe rugby wat hulle nog nie gesien het nie. Hulle is nog gewoond aan ons ou tipe spel, so ek dink regtig ons is op 'n goeie plek. Ek dink hulle is bietjie bekommerd die Franse, so ek dink ons gaan hulle stamp hier naweek. En natuurlik, hulle is geroes. Hulle eerste span het eintlik in die 6 nasies laas gespeel. Hulle het natuurlik 'n B-span gestuur Nieu-Seeland toe. Dis hulle eerste wedstryd wat hulle speel en hulle speel dit in Suid-Afrika. Ek bedoel, ons het dan ten minste nou hierdie opwarmingswedstryd gereël in Japan. Hulle kom koud in hierdie wedstryd. Ek dink dit moet sekerlik teen hulle tel. Kyk, hoe ek die Franse ook al opgesom het, is nie 'n slegte ding vir hulle nie. Hulle is nie 'n nasie soos ons wat 'n paar games vat om aan die gang te kom nie. Hulle kan dag 1 inkom en daai Franse flair en hulle alles werk net vir hulle. So ek sal nie sê dis 'n slegte ding vir hulle nie. Dit kan dalk tot voordeel wees vir hulle. Okay. Wat sê jy? Ek sien baie uit na jou opinie na hierdie wedstryd want dit is baie lekker gesels hierdie gewees. Dankie man, ek waardeer dit. Groot plesier Ryan. Alright, lekker dag. Dis die 80 Box Rugby Podcast. Slegs op Raakvat Rugby.